Radio Fynbos luisteraars, jy is nou ingeskakel die 17de Desember 2025 by ons program Ons Gesels oor alles en nog wat. Nou ja, ons het julle so inleidingkie gegee van Rina Hugo se Stilbaai en ons glo ook dat almal wat teruggekeer het hierdie jaar na Stilbaai toe is omdat hulle goeie herinneringe het. Hoe lyk dit, Veronica? Ja, goeiemôre luisteraars en welkom weer eens ingeskakel by Radio Fynbos hier uit die pragtige Stilbaai. Ja, Leonie, ek dink ons is baie bevoorreg om in hierdie dorp te bly en ek het vandag met iemand gepraat wat gesê het, weet jy, ons kom al 30 jaar Stilbaai toe. Ons het 'n huis hier. Toe sê ek nou, wanneer trek julle in? Een van die dae sê die oom. Ja, goeiemôre luisteraars, lekker om met julle te praat. Ons is in die middel van die feesseisoen, soos hulle dit noem. Ons gesels oor alles en nog wat, elke woensdag om 11 uur 100% op tyd. Lekker in Stilbaai. Wat lekker is, luisteraars, as sien, as 'n mens so ry, dan sien die vuurtjies brand. En kinders ry rond met fietsse. Is dit nie lieflik nie? Is dit nie lekker om te kuier nie? En weet jy, dit is so lekker as ons sien hoe kom die karavane in en dit is so lekker om te sien hoe help almal mekaar goed opslaan. Dis lekker en baie welkom in Stilbaai en nie net in Stilbaai nie. Ons hele streek. Baie welkom en Radio Fynbos kuier vir die hele streek en wêreldwyd. Dankie. Nou ja, en dan oral sien ons die kuiergaste wat reeds deur die son getakel is. Mense, veral as die koel windjie waai, misgis mense jou met hierdie son. Smeer maar genoeg sonbrandmiddel aan. Ja, ek dink ons het in ons vorige uitsending gepraat daarvan, het Leonie gesê asseblief sonbrandmiddel, dit is nie lekker om met 'n sonbrand te gaan bad nie. Dit is nie lekker nie, dis seer. Of stort. Ja. Nou wat is die doel van hierdie tyd van die jaar? Weet jy, ons het al baie daaroor gesels. Deur die jaar werk jy op. Maar daar's een ding wat jy nie wil mis nie, en dis jou verlof. Jy weet, jy sal regtig jou sente omdraai, maar daai verlof is so noodsaaklik. En dis so belangrik, en dis so lekker as 'n mens na 'n veilige plek toe kan gaan met mooi strande, saam met jou familie en vriende kan kuier, sonder enige vrees van intimidasie van iewers af. Kyk hoe 'n mooi woord wat ek gebruik hier net voor Kersfees. Ja, Leonie, en ek vergeet om te sê die blou vlagstrande. Ja, die blou vlagstrande. Ja. Dis waar, ja. En ons het op 'n vorige geleentheid ook daaroor gesels, hoe nuttig is blou vlagstrande, en veral as jy begin met klein kindertjies gaan swem, jy is nie bang hulle sluk per ongeluk die verkeerde water nie, jy sluk maar water as die oomblik te groot word, so daai gemoedsrus beteken baie. Sis. Nou ja, mense, nou wonder ons het nou heel tyd gepraat oor Stilbaai en Rina goed mooi gesing oor Stilbaai, en ek dink wat ek wil net vanaf ons kom ons noem dit kuiergaste, virtuele kuiergaste welkom heet. Dis Ita Beyers en Henty van Heerden wat deelneem aan ons luisteraarskeuse. Ons gaan dit vir julle speel. Ons gaan een speel gedurende die program. Vermoed ek ons regisseur, en ons regisseur sit hier met 'n wakende oog. Dit is nou Chantay, sy is die regisseur en die klankingenieur. So dis die laaste een met wie jy wil stry. Ons het altyd gesê as jy werk in plekke of met iemand iets stry, jy moet jou fight speak. Nou ek sal nooit my fight pick met 'n regisseur of klankingenieur nie. Jy stry nie met iemand wat 'n mikrofoon in jou hand het en jy het nie. So Ita Beyers en Henty van Heerden van Stilbaai, lekker luister intussen, en ons hoop julle neem meer en meer deel in ons program, hoor. Veronica, en ons gesels oor Stilbaai. Is dit nie 'n vraag wat baie opkom as 'n mens in plekke kom
een van die eerste vrae wat mense vir jou altyd vra, as jy Stilbaai se raakloop is, hoe lank is jy al in Stilbaai? Ja. Nee? En duidelik sien jy ook as jy mense van buite Stilbaai sien, wat hulle vra, nou is dit so stil in Stilbaai? Ja, weet jy wat, ons het, ek dink ek het so bietjie gekyk na hierdie ding, hulle sê, nou die dag was daar weer iemand gewees wat gesê het, maar Stilbaai is nou lawaai-baai, maar dit gaan oor die stilte van die see. Ons see is blykbaar stiller as die ander see, so ek weet nou nie, ek is nie 'n goeie swemster nie, so ek weet nou nie, hoe voel julle daaroor nie? Wel, as 'n mens dink aan byvoorbeeld die Willekusse see wat ongelooflike groot branders het, en outomaties as hy groter branders het, is hy meer lawaaierig. En ek dink die Weskus het ook groter branders as gevolg van winde of iets, ek weet nie. Maar ons is gelukkig in Stilbaai. Baie bote, inteendeel, sal kom rus in Stilbaai as daar storm op die see is. Dan trek hulle hier in vir veiligheid. En ons het seker maar by die bote geleer, ons het ook hier naartoe getrek vir veiligheid. Ja, ons het 'n rukkie terug het die 2 bote hier naby die hawe gelê en dit het nogal redelik aandag uitgelok. En toe het ek ook gehoor, dis wanneer die see te stormagtig is vir hulle om verder te gaan, dan kom hulle nader aan die hawe en Stilbaai. Ja, nou ja, luisteraars, ons gaan vir julle sê waarvoor Lappiesbaai bekend is en waar dit sy naam vandaan kry, sowel as Stilbaai, maar ons is nog aan die raai van Julie se baai. Ja, dit is nogal een wat vreemd is. Ek het al gewonder, is dit iemand wat hier gebly het? Of was dit die grond dalk aan iemand behoort? Maar ja, ons raai nog oor Julie se baai. En kom ons gesels dan oor Lappiesbaai se herkoms van die naam. Nou ja, daar is 2 goed gedokumenteerde verklaringe en dit is algemeen aanvaar in plaaslike geskiedenis. Die kleurvolle lappe aan visnette. Nou hierdie was nogal vir my ook, ek het gedog, dit is dalk die fynbos wat blom en dan lyk dit soos 'n lappieskombers. Maar nee, dit is nie, dit is lappe. Vroeër jare het die vissermanne lappies aan hulle vissersnette wat op die strand versprei is gehang. So iets, ja. En die mees aanvaarlike verduideliking is dat vissers vroeër, soos ek gesê het, gekleurde lappies of stukkies materiaal aan hulle nette vasgemaak het om die visnette te merk of op bote te identifiseer. Nou, dit maak nogal sin, want hoe weet jy al die visnette lyk dieselfde? En daar is nie registrasienommers op nie, so ja, dit is 'n goeie praktiese oplossing gewees. So die een met die blou is my net of my boot of wat ook al. Ja, en dan is die ander een 'n vrou wat die bynaam Lappies gehad het, Jackie. Ja, die vrou met die bynaam Lappies, 'n alternatiewe plaaslike storie vertel van die vrou wat glo baie lappieswerk gedoen het en naby die strand gewoon het. Die naam het egter minder historiese steun as die eerste verduideliking. Ek dink die eerste verduideliking, dis die verkeerde woord wat ek gaan gebruik, maar is net meer romanties. Met die visnette en die... Romanties? Ja, die romanties, ja. Ek weet nie, dis die regte woord, of kleurvol. Maar okay, ons aanvaar romanties. Maar ons sal nie vir Tannie Lappies wil afskiet nie. As dit so is, dan is dit so. Ek het baie keer gehoor, nee nie baie keer nie, ek het op 'n kol gelees, hulle sê Lappiesbaai kom van al die dames wat daai kant was, het hulle was goed gewas op sekere dae aan dit uitgehang. Uitgehang oor die fynbos. Dit het ek ook al gehoor. Ja, so daar's baie variasies. En al wat ons kan sê is, dit maak nie saak nie, is lekker hier by Lappiesbaai. Ja, is dit die lappieswerk, is dit die quilt in Engels? Of ja, die quilt, ek sien die quiltklasse en pragtige goed by die dames maak. Dis reg. Nou, Stilbaai, sy herkoms van sy naam is, die oorspronklike naam was dan Stilbaai aan die Goukou en later het dit gelukkig net Stilbaai geraak. Wat was die oorsprong? Die naam verwys eenvoudig na die feit dat dit 'n beskitte, rustige baai is, 'n plek waar die see, let wel, die see relatief stil is. Minder branders het, vergeleke met omliggende kuslyne en waar bote vroeër veiliger kon inkom. En dan die naam Stilbaai verskyn reeds op vroeë 19de eeuse Engelse kaarte, wat aandui dat die naam deur die fisiese eienskap van die baai geïnspireer is.
Die naam is onlangs verander net na Stilbaai. Nou hierdie is dan deel van Hessequa streek en dit lê aan die mond van die Goukou rivier. Belangrike natuurlike kenmerke. Ek dink ons het gesels, Veronica, oor die Blouvlagstrande al. Ja, en is so snaaks, dan gaan die liggies nou, maar hierdie liggies lyk vir my blou, so dit het iets met ons Blouvlagstrande te doen. Dis ons regisseur wat dit so verander. Ja, oulik man, sit sy in knoppies druk agter. Nou ja, die Blouvlagstrande, Lappiesbaai is 'n erkende Blouvlagstrand. Ek is nie 100% seker oor die ander, is die Gourits en Witsand. Witsand het ook, ek dink ons het 4 Blouvlagstrande. Ja, hier rondom ons, ja. Okay. So, die Goukou rivier is populêr vir bootry, roei, waterski, visvang en kitesurfing. Nou, en dan natuurlik ons walvisse. Die Suidkapers word gereeld gesien gedurende Junie tot Oktober. Met ander woorde in die winterseisoen. Ja, en wanneer dan sien 'n mens lekker, dat ek daai vis vergeet. Dolfyne, nou wanneer dan, en is dit nie pragtig as hulle deur die branders gaan nie. Nou Stilbaai in Desember, almal vertel hulle stories. Geskryf deur. Ons gee erkenning aan die skryfster, en dis Veronica. Ja, Ons haal ons Stilbaai hoed vir jou, Veronica. Ja, en ons sien die blommetjies, hallo. Ja, sy. Okay, Leonie, gaan jy die verteller wees? Ek sal begin dan. Stilbaai in Desember, almal vertel hulle storie. Die verteller, welkom by Somerspreekies van Stilbaai, deur Radio Fynbos, geskryf deur Veronica. Die radioprogram waar die dorp self praat en baie na luister. Vandag hoor ons van 5 baie sterk persoonlikhede wat die Desember hulle merk gaan laat. So ons het die tannie van Melkoutfontein. Dis reg, en die tannie sê, my kind, hoorie, Desember is Stilbaai. In Stilbaai is soos 'n breedie. Baie goed daarin, maar die pot kook vol. Jy kry surfboards en kitesurfers, koelbokse. Ons gaan nie sê wat is in die koelbokse nie. Kinders, meeuwe, sonbrand en mense se geduld, alles saam in een pot. En tannie kyk hierso, tannie sien alles. Ja, en ek is die oom. Ag kom nou tannie, dis nie so erg nie man. Die plek het net bietjie verkeer. Bietjie verkeer, nie baie karre nie. Nee, 'n pause. Okay, sorry. Baie verkeer. Baie verkeer Desember. Ek het vanoggend in die ry gestaan en so lank dat ek my hele lewensbesluite heroorweeg het. So lank het ek gestaan en dit was net vir brood. Ja, en dan kom die rebelse tiener in. Tiener. Oh my goodness, julle verstaan nie. Die verkeer is nie die probleem nie. Die wifi is die probleem. Hoe dink julle moet ek oorleef as ek nie my TikTok vir 7 minute nie kan werk nie? Ek het dan nou letterlik amper met my hele familie begin praat. En dit het uit verveling uit, ma. Ja, my kind, weet jy wat, 7 minute? Ek het 7 uur probeer keer, dat julle nie mekaar doodmaak oor wie die blou handdoek kry nie. En daarna moes ek 6 kinders sonbrandolie of room insmeer, waarvan 3 kinders nie eers myne is nie. Nee wat, meer mense, meer probleme. En waar is my man? O ja, op die rivier, besig om 'n nuwe besering te kry. Wat die vis nie. Sal ons 'n liedjie luister of gaan ons aan en alles na die ons speel alles na die Ja. Ita en ons is nou besig hierso met 'n verskriklike intensiewe Ita en Henty, ons is besig met 'n intensiewe opvoering, so ons sal dit alles na die tyd speel. Nou ja, die surfgogga. Julle kla baie man. Die branders by Preekstoel pomp. Die water is lekker en elke tweede ou op die strand dink hy's Kelly Slater. Tot hy die wit water verdwyn soos 'n waslap in 'n wasmasjien. Dis entertainment heeltemal gratis. Daai wit water, glo ek, is die skuim op die see, né? Tot hy dan, dis nogal oulik, tot hy in die wit water verdwyn soos 'n waslap in 'n wasmasjien. Ja. Nou ja, ai ja jong, daai se vrouens.
Hulle kyk altyd so ernstig na die see, asof die oseaan vir hulle 'n geheim vertel. Maar tannie sien hulle daarna, klapperend op die strand, op die sand, soos voeltjies wat vasgevang is in plastiek. Ek sê mos, die see vat niemand se attitude nie. Maar ek is hulle oom, ek surf nie. Ek sit net op die stoel en kyk. Dis free TV. Maar ek trek my maag in as die regte mense verbyloop. Net so bietjie, sommer vir my eie gemoed. Dan lyk ek mader. Ai kinders, en ai my man, of oompie. Ek trek niks in nie, ek is klaar. Ek het vandag 3 koffies, 2 energiedrankies en 'n half bak chips vir ontbyt gehad. Ek is op oorlewingsmodus. Ag ma sê praat nou van 7 ure. Is dit nou my skuld dat daar 6 kinders nog voor my is, dat ek nou hierdie laatlam is? Mamma is mos nou net gestres. Want jy is mos nou weer bang, dat hulle dink ons is toeriste. Nee, wat, so ma, kan nie meer nie. Goodness. Mamma, ons het dan 3 koelbokse, 'n gazebo en 2 sambrele. Hulle weet wie ons is. Hulle weet, ja. Ag, weet julle wat, almal is welkom. As jy kan swem, dis great. As jy nie kan nie, ook great. Die branderwagte is net daar. As jy nie mooi kan val nie, oepsie, staan almal net op en stof die sandjies af en skree as die blou blaasie jou gebrand het. Nou kinders, luister nou vir hierdie tannie. Stilbaai in Desember is nie perfek nie, maar dis lekker. Dis familiekos, sand, dis families, kos, sand tussen jou tone, ek dink op meer plekke is daar sand, sonbrand op plekke waar jy nie eens geweet het jy het vel nie, en mense wat lyk of hulle net 'n bietjie liefde of 'n koue Coke nodig het. Dis Stilbaai, waar die chaos mooi is, want tannie kyk en tannie sien alles. Daar sê, Vlyt my stories uit. Baie dankie Veronica, so as julle nou hierdie 5 karakters raakloop in Stilbaai, hierdie vakansie, dan weet julle mos nou presies wie dit is. En is dit nie lekker nie? En Stilbaaiers, almal, kom ons hê geduld met almal, en kuiergaste, hoor hier, ek sê altyd vir die mense, as dit jong mense daar aankom toe sê, dan sê ek altyd, net vir 3 weke, asseblief raas, dat ons weet julle is hier. Dominikies, luisteraars. En Leonie, wys net vir ons wat staan op jou TM. Stilbaai is verskriklik lekker, en dit is so waar so. So, Chantay, gaan jy vir ons 'n gehoorsame song speel daar so asseblief? Is ons... Moet ek nou liedjie speel? Ja, wat is uit ons versoek? Ja, ons het van Ita Beyers, hier kom jou song, but you raise, ag nee, jy nie, ek praat nou van Henties en sy gaan nou kwaad wees. Pelgrims gebed van Amanda Strydom is Ita sin, Ita Beyers, en Hentie van Heerden, You Raise Me Up van John Grisham, en ek dink almal ken vir Hentie van Heerden, sy diepspore getrap by die ouer huis en baie voorsitterskap. Julle twee, Ita en Hentie, baie dankie dat julle deelgeneem het en julle tyd geneem het om vir ons versoeke in te stuur. Het ek 'n sekond om net vir Ita te sê, jy was die eerste persoon wat saam met my Stilbaai kwekery begin het. Toe ek hier aangekom het. Ek en Ita het lang aande gewerk in my Stilbaai kwekery. Ja. En julle het saam gelag en gehuil op. Saam gelag, saam geval, saam gehuil. Dankie luisteraars, van my kant af geniet. Ons praat met julle, julle sal nie glo nie. Ou Kersaand weer. Hoe vredevol klink dit? Ja. Mooi loop almal, hoor. Daar sê geniet die mense om julle, geniet die interessante mense en wees altyd op die uitkyk om die mooi agter elke bos te soek, agter elke golf te soek en bly veilig, wees lief vir mekaar. Dankie.
Ons gesels oor alles en nog wat. Saam met Jakkie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Unie en